Goeiemôre julle, hier van die grondpad af. Is ons vandag op die grondpad en op die teerpad en op die lekker pad saam met Jesus. So vanoggend wil ek graag met julle deel oor seisoene. Ek weet ons is besig om in 'n winterseisoen in te gaan, maar dit maak nie saak nie. Dis ook lekker. So almal praat deesdae van hierdie, ek is in hierdie of ek is in daardie seisoen van my lewe. Maar moet ons nie onsself afvra, is dit bloot 'n werklike seisoen waarmee jy worstel nie? Is dit nie net bloot 'n blokkasie van jou eie gedagtes nie? Is ons nie vasgevang in die idee van winter, herfs, somer en lente nie? En ons vergeet regtig die skepper van die tyd is. Dis mos dikwels, word dikwels in hierdie kosbare tyd geontleed van wat 'n seisoen bied. Terwyl die almagtige skepper van die hemel en die aarde, die God van Abraham, Isak en Jakob, ons geskep het as instrumente te wees. Ons geroep om nie slagoffers van die tyd te wees nie, maar om getuies te wees vir wat nou is. Jesus bring ons in sekere situasies oor ons pad, om ons vas te lok nie, maar om vir ons rigting te gee en aan te wys. Hy het reeds die pad vir jou voorberei, in plaas daarvan om die pad te bevraagteken, moet ons dit aanpak. Ons geloof wankel wanneer ons vasgeklem word in vrae soos, wat as? Hoekom nie ek nie? Waarom nou? Wanneer ons hierdie vrae vra, ons twyfel, regtig, dink jy nie ons twyfel in onsself wat ons regtig ervaar nie, maar wat God vir ons wil hê? Wat gebeur in die verlede, waar ook al jy jouself bevind? God het jou op hierdie pad geplaas met 'n doel. Moet dit nie net oorleef nie. Jy moet nie net, ek het vandag oorleef nie. Maar luister, jy moet dit ook geniet. En kan jy nie elke oomblik daarvan geniet saam met Jesus nie? Jy moet dankbaar wees. Sien die genade in al die klein dingetjies rondom jou. Wees geduldig. God se tydsberekening is volmaak. Ervaar die seëninge. Moenie toelaat dat die winter in die wêreld jou blind maak vir die seëninge van die Here nie. God is liefde en hy alleen is die een wat jy deur die lewe sal dra. Ongeag wat die wêreld sy seisoen vir jou voorskryf. Jou lewe is oneindig kosbaar vir die almagtige God. Moenie toelaat dat jou mental blokkasie jou weerhou van jou roeping nie. Want God is liefde. Julle moet 'n wonderlike dag hê vandag. Wees geseënd en ervaar die liefde van God ons almagtige Vader vandag in jou hart. Amen.